Welkom by Stellenberg Gemeente se daaglikse oordeenkings. Ons nooi jou graag uit om saam met ons op reis te gaan as geloofsgemeenskap. Nader aan God, nader aan mekaar, om 'n verskil te maak in die wêreld en om voortdurend te vernuwe. Dag sê, liewe medegelowige. Hierdie week wil ek graag in u oor mediteer oor die gebed wat die Here Jesus vir ons geleer het. Die gebed wat bekend staan as die Ons Vader, of soos die meeste van ons wat ouer is, dit uit vroeëre vertalings onthou, die Onse Vader gebed. Dit is loshande die bekendste en belangrikste gebed wat enige mens ooit kan bid. As jy oor hom mediteer, soos wat ons hierdie week 'n bietjie wil doen, dan kom jy agter dat geen gebed wat jy kan bid beter of belangriker as hierdie gebed is nie. Die Duitse teoloog Helmut Thielicke het hierdie gebed genoem, die gebed wat die wêreld omspan. Ek wil daarby byvoeg, nie net ons groot wêreld nie, maar ook ons klein en dikwels onbeduidende wêreldjies word deur hierdie gebed omspan. Tog het ons 'n ietwat onverstaanbare verhouding met die Onse Vader. Ons bid hom by spesiale geleenthede en in ons vroom oomblikke erken ons dat dit die modelgebed is wat Jesus ons kom leer het. Maar vir alle praktiese doeleindes bly staan hierdie modelgebed op die rak. Ons het immer soveel dinge wat ons dringend wil hê. Soveel begeertes wat vervul moet word, soveel banghede wat besweer moet word. En boonop is ons nog haastige, besige mense ook. Ons het nie baie tyd om rustig in gebed deur te bring nie. Ons is soos kinders wat op universiteit is en skaars tyd het om met pa en ma te gesels of hulle te bel. Ons stuur maar net 'n WhatsAppie of 'n stemboodskapie met ons grootste behoeftes. Natuurlik vind pa en ma hierdie stemboodskappe nie bevredigend nie. Hulle verlang mos na 'n gesprek met die kind. Hulle wil hoor wat die kind se behoeftes is, maar hulle wil meer as blote verskaffers van dienste of goedere wees. As die kind maar ook kon besef dat daar 'n groter vervulling in die gesprek sou sit as wat die antwoord op 'n spesifieke behoefte kan regkry, sou hulle met groter ywer huis toe bel. Om net 'n verhoring as beloning vir gebed te kry, is mos maar 'n klein deeltjie van die skatte wat gebed inhou. Maar ons is so dom en sonder insig dat Jesus dalk oor ons ween soos hy destyds oor Jerusalem geween het. As hulle maar geweet het, het hy volgens Lukas 19 gekla. Luister hy na ons gebede met hartseer, omdat ons nie weet nie, nie insig het nie? Dalk bid ons die Ons Vader so min, omdat ons nie insig het in die skatte wat hy uitdeel nie. Dalk is ons lewe so gejaagd, omdat ons die gebed nie toelaat om sy kalmte en sy vrede in ons harte te plant nie. Ons is soos mense wat die deur na die lewe vinnig probeer oopsluit met ons koffer se sleuteltjie, terwyl Jesus die ware groot sleutel van die deur na ons toe uithou. Dis hoekom dit nodig is dat ek in die volgende paar dae bietjie met u gesels oor die troos en geskenke wat in hierdie gebed opgesluit lê. Daarmee begin ons môre. Kom ons bid nou die gebed saam. Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, omdat ons ook hulle vergeef het wat teenoor ons skuldig staan, en bring ons nie in die versoeking nie, maar red ons van die bose, want aan u behoort die koningskap, die mag en die majesteit tot in ewigheid. Amen.